Het jy probeer om te skok? Mense gaan dit vir jou vra? Ek dink ek probeer nie om te skok nie. Ek is net myself en dan is mense geskok. Ek probeer net eerlik wees en ek call 'n spade 'n spade en ek dink dis terrible in ons samelewing dat ons so bang is, jy weet, om oor goeders te praat. Ons is so bang om woorde by die, jy weet, goeders by die naam te noem en ek is so skaamlippe. Daai woord is vir my so funny, want wat is nou skaam daaraan? Hoekom is dit skaam? Jy weet, so asof daar iets verskrikliks daaraan is, jy weet. Ek is nie skaam oor my lippe nie, jy weet, of my skaamlippe nie, jy weet. So dis nie vir my iets ja, ek weet nie, ek probeer nie skok nie, ek probeer net sê wat in my kop aangaan en ek dink as ons almal moet sien wat in mekaar se koppe aangaan, dan gaan ons seker heeldag geskok wees. So ek probeer sê wat ek dink baie mense dink in elk geval. Ja, so julle moet maar my met klippe gooi dat ek nou die een is wat dit sê, maar ek dink almal dink dieselfde, jy weet, almal het dieselfde gedagtes. Ons kan maar net sowel daaroor praat, jy weet. Die seksbedryf en die dwelmbedryf is baie donker bedryf. Het jy nooit gevrees vir jou lewe nie? Ek dink aan die insident wat jy aanhaal van Hartbeesfontein, waar daar 'n pistool ter sprake was. Vrees vir die bedryf. Daar was baie vrees geweest en ek dink dis waar die dwelms ook inkom, want as jy kook is, dan is jy bang vir niks nie, jy weet. So dit het nogal, ja, daar was vrees geweest. Jy is nie regtig veilig nie in die clubs, in die stripclubs was dit die veiligste geweest. Want wanneer jy so van 'n roadshow doen, jy weet, wanneer jy by plekke aangaan, jou storie doen en dan na die volgende plek toe gaan, dan is jy vulnerable. By die erotiese masseer plek waar ek gewerk het, dink ek was ons ook nie so veilig geweest nie en daar was insidente wat daar plaasgevind het. Ja, jy is nie veilig nie. Dit is nie 'n veilige beroep om te beoefen nie. Ek dink wel in die groot stripclubs is jy seker die veiligste wat jy kan wees. Maar daar's altyd mense wat as jy in jou kar klim, nadat jy nou aangewerk het, wat jou volg. Of as ouens wat jou, jy weet, agtervolg en sal probeer kyk waar bly jy. Jy weet, dit is gevaarlik. Daar is daai risiko. Ons moes baie keer iemand kry om saam te ry of jy wag maar dan almal klaar gery het en dan hoop en bid jy net niemand agtervolg jou nie. So ja, dit is gevaarlik. Hoe voel jy nou oor mans, veral Afrikaner mans? En ek antwoord daai vraag, maar ek wil ook terselfdertyd weet, het jy oor see gestrip en ander lande se mans ervaar of nie? Nee, my ervaring is beperk tot die Suid-Afrikaanse man. En ek wil baie graag van die geleentheid gebruik om te sê, ek haat nie mans nie, okay? Ek haat nie Afrikaanse mans nie, en ek is nie bitter teenoor mans nie. Dit was juist 'n challenge geweest vir my, om na my ervaring, kyk, dit is nie alle mans wat jou sleg behandel nie, jy kry, soos ek sê, jy kry al twee, mens moet objektief wees daaroor ook. Daar is Afrikaanse mans wat my ook goed behandel het, en daar is Afrikaanse mans wat my nie goed behandel het. Maar dit is 'n veralgemene, jy weet, ek kan nie sê nou, omdat soveel mans my op 'n sekere manier behandel het, almal so is nie. En dit was vir my 'n uitdaging geweest om dit te verwerk, om met nugterheid daarna te kyk en nie daar veralgemene te maak nie. Want as jy bitter bly, ek het vir iemand in beeld dit gesê, as jy bitter bly, dan het jy jou onskuld verloor. As jy woede, aggressie en anger en bitterheid het in jou, dan is jy nie meer onskuldig nie. So ek voel nog onskuldig omdat ek daai bitterheid kon laat gaan. Ek moes dit laat gaan. Anders kan ek nie 'n normale lewe hê nie. Weet jy, kan nie vir ewig bly dink aan daai ervaring en hoe mense behandel het nie, want dan sal ek nie kan aangaan met 'n normale lewe nie. So nee, ek haat nie Afrikaner mans nie en ek dink as hulle wonderlik is en ek sal nie begin met 'n Afrikaner man te trou nie, maar ek moet net maniere hê. Maniere. Net asseblief en dankie sê, weet jy? Basics. Dink jy vrouens ervaar jou as 'n bedreiging? Ek dink meeste vrouens se grootste vrees is om 'n stripklub in te stap en jou eie man daar te sien. Dink jy dit sou goed wees vir vrouens om stripklubs te besoek vir sogenaamde navorsing? Weet jy Margriet, ek is in two minds hieroor. Ek weet nie of ek die regte persoon is om dit te vra nie, want ek kan nie meer vir jou 'n objektiewe antwoord gee nie. Ek sal nooit weer in 'n stripklub kan gaan sit nie, omdat dit vir my pynlik is, weet, want ek weet nou wat daar aangaan en ek weet hoe dit is om stripper te wees. Maar ek dink tog, as
vrouens voel dit gaan hulle gemakliker maak. Dis hoekom ek die boek geskryf het ook. Ek dink vrouens het die reg om te weet hoe dit lyk, hoe dit daar lyk, wat gebeur daar, wat soort mans hang daar uit, wat soort vrouens hang daar uit. Juist omdat hulle ongemaklik is met die idee om self so te gaan. Ek dink nie dis noodwendig die antwoord nie. As jy ongemaklik is daarmee, is jy ongemaklik daarmee en dan force jouself, jy weet om te gaan. As dit pynlik is, moenie gaan nie.